Soms is dit nie die wêreld om jou wat jou terughou nie, maar jou verlede. Die dinge wat jy was, wat jy gedoen het of geglo het. Maar onthou, wanneer God jou roep, roep hy jou nie op grond van jou verlede nie, of van wat jy gedoen het nie. Hy roep jou op grond van wat hy in jou sien. Dit is presies wat met Paulus gebeur het. En as ons gaan kyk in Filippense 3 vers 7 sê Paulus, maar alles wat vir my wins was, het ek as verlies beskou ter wille van Christus. Paulus was Saul van Tarsus. Hy was nie net neutraal teenoor die evangelie nie, hy was 'n aktiewe vervolger van die kerk. Hy het gelowiges laat arresteer, hy het mense se lewens vernietig, hy het mense doodgemaak en sy reputasie was 'n hardvogtige man, maar toe ontmoet hy vir Jesus en alles verander. Hierdie ontmoeting was nie maar net 'n perspektiefverskywing nie, was nie maar net ietsie kleins nie. Dit was 'n totale omkeer van die koers waarop hy was. Hy het nie geskroom om sy hele vorige lewe net so te los nie. Onthou, hy was 'n man van aansien. Onthou, hy het 'n goeie reputasie gehad in die kringe waar hy was. Onthou, al sy vriende was daar. Hy was bereid om dit alles te los vir sy verlosser, vir Jesus Christus. Want hy het net een ding begeer, om Christus te volg, wat ook al die koste. En hy is beloon deurdat hy 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf het en vandag nog mense beïnvloed om te leef vir Christus, om Christus as 'n wins te sien. Maar hy het dit ook nie maklik gehad nie. Daar was nie een Christen in daai tyd wat hom vertrou het nie, want onthou, hy het hulle vervolg. En die Here stuur toe vir hom 'n vriend met die naam Barnabas. En ons lees van Paulus en Barnabas, maar ons besef nie die impak wat Barnabas in Saul se lewe gehad het. In Handelinge 9 vers 26 sien ons, en toe Saul in Jerusalem gekom het, probeer hy by die disippels aansluit, maar almal was bang vir hom, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Hulle het op Paulus eers nie geglo nie. Maar Barnabas is deur God gebruik om Paulus aan die kerk voor te stel. Een vriend, een mentor, en dit het die verloop van die hele geskiedenis verander. En die Here doen dieselfde vir ons. Hy gee vir ons die credibility wat ons nodig het om vir hom te werk en om hom te volg. God het ons nie geroep om maar net 'n kerkbank vol te sit nie. Paulus kon maar net hierdie wonderlike ontmoeting met die Here gehad het, vir hom die eerste en die beste groepie Christene gekry het en 'n goeie kerkganger begin word het. Maar hy het besef dat God meer vir ons in beplanning het as dit. Hy het besef daar's 'n roeping wat hy moet uitleef. En dit was nie vir hom maklik nie. Hy het ook maar swaar getrek finansiëel partykeer. Hy het ook maar partykeer baie kritiek van ander Christene gekry. Maar hy het aangehou. Hoekom? Want Christus was vir hom sy wins. En die beloning wat hy gekry het is soveel groter as wat enige aardse werk vir hom kon gee. 2000 jaar later lees mense nog steeds sy boeke, praat mense nog steeds oor hom, verander dit wat hy gedoen het nog steeds mense se lewens. God het Paulus se gehoorsaamheid ryklik beloon met 'n nalatenskap wat voortleef. Dit is wat gebeur wanneer jy Christus kies bo status, bo jou reputasie, bo wat ander mense sê en dink, dat jy nie omgee laat mense agter jou rug praat, laat mense jou verlede ophaal nie, maar laat Christus jou fokus bly. Dis wat met Paulus gebeur het. Jy is dalk net een besluit, een gehoorsaamheid of een vriendskap weg van 'n nuwe geestelike hoofstuk. Gaan op jou knieë, gaan soek daai rigting wat God vir jou beplan het. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons kom vra, Here, help ons om U plan eerste te soek. Help ons om U plan eerste na te streef. Vader, en kom vat ons en kom doen met ons soos U beplan het, Here, en gee vir ons die deursettingsvermoë wat U vir Paulus gegee het, om U te volg, maak nie saak wat gebeur nie. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.